Hoofnuus vanaand. Die 45-jarige Ndodona Chuma, wat in verband met die moord van sy vrou en 2 dogters in Engeland gesoek word, is in Johannesburg in hegtenis geneem. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Ek is Elvis Preslin. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se georganiseerde misdaadeenheid het die roete wat die 45-jarige Interpol voortvlugteling Ndodona Chuma gebruik het om te vlug gevolg en hom in Kensington in Johannesburg vasgetrek. Chuma, ook bekend as Mark, is gesoek in verband met die moord op sy vrou en 2 dogters in Engeland. Owerhede beweer dat hy kort na die moorde van Engeland na Suid-Afrika gevlug het. Die liggame van die 42-jarige Ntando Zandile Chuma en haar dogters, die 15-jarige Natalie en die 5-jarige Nala, is maandag in hul huis in Bedford, noord van Londen, gevind. Die Britse owerhede het geglo dat hy moontlik na sy tuisland, Zimbabwe, gereis het. I can confirm that our National Central Bureau for Interpol, which falls under the SAPS in South Africa, is currently engaging with UK authorities to confirm to them that he has been found and he is arrested by the SAPS in South Africa. Die SAPD se eenheid vir georganiseerde misdaad en Interpol ondersoekers werk nou daaraan om vas te stel hoe Chuma Suid-Afrika binnegekom het, waar hy gebly het en of hy enige hulp ontvang het nadat hy die land binnegekom het. On our movement control system, it shows that he arrived in South Africa on the 5th of July. We'd like to thank those that we have worked with, especially Gauteng Organised Crime, Interpol. Die SAPD het bevestig dat hulle 'n wenk ontvang het en leidrade opgevolg het. 'n vuurwapen is ook in sy besit gevind. Die polisie is besig om Chuma se besonderhede te verwerk en hy sal na verwagting maandag in die hof verskyn. Die moeder van die 25-jarige Khotso Gayane eis geregtigheid nadat hy Sondag na bewering deur die voormalige Mangaung munisipale bestuurder doodgery is. Getuies beweer dat die polisie baie tyd geneem het om by die toneel op te daag en selfs langer om amptelike saak oop te maak. Mapuhilo Gaanyi sê haar hart is seer as sy moet dink dat haar seun meer as 4 ure leweloos onder die verdagte se moord gelê het. Sy sê sy het deur haar seun se vriendin uitgevind oor haar seun se moord. What makes me more hurt is how the police treated me. This incident happened Sunday morning. How can, as a police person, man of the law, my son is under somebody's car. He is there, the child is under the car, the child is dead, the perpetrator is here, and you still say that is a culpable homicide. Gaanyi se vriendin sê sy het probeer om verskeie motors te stop vir hulp, maar mense het aangeneem hulle is dronk tieners. That man is evil. It did not look like this is his first time. He's used to this. He was very calm, and he looked at us. He was like, me, I'm a member of the ANC. I'm not even going to see the box. He called the jail cell. He called it a box. I'm not even going to see the box. Die ANC het hulle self van die voorval gedistansieer. Abigail Versaghi, SAK nuus, Bloemfontein. 2 verdagtes is in hegtenis geneem nadat die polisie 'n gekaapte voertuig van die Departement van Gesondheid met vermoedelik menslike organe by 'n huis in Naledi in Soweto beslag gelê het. Die Johannesburgse metropolisie het op 'n wenk oor die gesteelde voertuig gereageer. Metropolisie woordvoerder Tolani Fesla sê 'n ondersoek is van stapel gestuur om vas te stel waar die organe vandaan kom en om die eienaar van die huis op te spoor. Hy sê die verdagtes is in aanhouding by die Naledi polisiestasie. Hulle word vir die besit van gekaapte voertuig en menslike organe aangekla.
Die minister van vervoer, Barbara Creecy, sê dit is van belang dat alle vervoermiddels soos passasierstreine en taksies gekombineer moet word om klante van een bestemming na die volgende te neem, sodat alle vervoerbedrywe bevoordeel kan word. Dit terwyl die regering die spoorwegbedryf herstel om weer die lewensaar van die vervoer van mense en goedere te word. Die Passasierspooragentskap van Suid-Afrika, oftewel PRASA, het sy jaarlikse passasierritte van 10 miljoen in 2020 tot 101 miljoen in die 2025-26 boekjaar vermeerder en kon binne die afgelope 2 jaar ook 35 van sy 40 belangrikste spoorweë herstel. Volgens minister Creecy is dit weens die voortdurende opgradering en opknapping van treinstasies en spoorweë. We currently have a significant team of experts out from the UK looking into whether we can, even with the existing infrastructure and with existing signalling, whether we can be increasing the number of trains that we can run per hour safely. Creecy sê PRASA beoog om minstens 600 miljoen passasierritte teen die 2030-31 boekjaar te bereik. Intussen was daar gekyk na ander vervoermiddels in die land om die taksiebedryf te ondersteun. Approached the Taxi Association in that community and said, would you be interested in working with us on introducing a motorcycle passenger transport service that would be a feeder? And they asked us why, and we said, well, the reality is that your taxi is idle at least 67% of the time. If you have a feeder that can bring you at least 2-3 passengers to the hour, you could start reducing that idle time. Creecy het ook die laer dieselpryse verwelkom nadat die brandstofverhogings bedrywe soos die padvrag en taksiebedrywe swaar getref het. Ons is net na die advertensiepause terug. Bly ingeskakel. Die nasionale tesourie het besluit om Julie se finansiële toelaas aan 69 wanfunksionele munisipaliteite reg oor die land, waaronder 16 in die Vrystaat, te vries. Nou dit is grootliks deur oppositiepartye verwelkom, alhoewel daar voorbehoude is oor die impak op dienslewering. Die LER samewerkende regering sê die bevriesing van fondse sal die plaaslike regerings dwing om hulle finansiële wanbestuur en onwettige uitgawes reg te stel en skuld aan groot instellings soos Eskom en waterrade te begin delg. You are dealing with a culture here that has got to be reversed, and it's got to be reversed decisively because you cannot continue to live beyond your means. Die besluit het gemengde reaksie van politieke partye ontlok. If you're withholding that service delivery, I mean that equitable share, that small amount allowed for service delivery is no longer going to be there. Plus people that have to deliver the services are not going to be getting salaries. So the consequences thereof could be dire. They could stay away from work. They could demand it. They're not going to deliver without pay. We have a useless MEC who's busy protecting his friends and comrades who are messing up our province. Moving forward, it means we must intensify oversight. Deur hierdie geld te weerhou van ons inwoners maak van daai selfde inwoners nou die slagoffers van swak ANC burgemeesters, speakers, munisipale bestuurders, finansiële beamptes en selfs voorsitters van openbare rekeningkomitee wat eenvoudig nie vergader nie onreëlmatighede ondersoek nie en ook nie die skuldiges ondersoek en hulle verantwoordelik hou nie. Intussen sê die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging dat hoewel nie nakoming nie goed gepraat kan word nie, talle munisipaliteite ernstige fiskale en ekonomiese druk ervaar wat finansiële volhoubaarheid en dienslewering verswak. Die Suid-Afrikaanse Borsmelkbank doen 'n dringende beroep op alle gesonde lakterende vroue om te oorweeg om melkskenkers te word. Voorraad by die Robert Mongaliso Sobukwe Hospitaal in Kimberley en die Dr. Harry Soorti Hospitaal in Appington is tans uiters laag. Die melk word aan kwesbare babas gegee.
Wanneer 'n baba vroeggebore word en in 'n neonatale intensiewe sorgeenheid opgeneem word, speel borsmelk 'n deurslaggewende rol in die behandelingsplan. Die Suid-Afrikaanse Borsmelkbank verseker dat kwesbare babas wat borsmelk benodig, die nodige voeding ontvang. Premature babies, their immune system is very low because their systems are underdeveloped, and so they really need that extra boost. And breast milk is all the nutritions that we need to give to these babies, and that's why when we donate this milk, we make sure that it must come from a healthy mother. Ma's wat borsvoed word aangemoedig om met die naaste melkbank in verbinding te tree om inligting te bekom oor hoe om 'n skenker te word. Volgens die Suid-Afrikaanse Borsmelkbank maak elke druppel 'n lewensveranderende verskil vir vroeggebore, siek en medies kwesbare babas wat van geskenkte melk afhanklik is. Die gedenkslesing is vir die Umkhonto we Sizwe vryheidsvegter Ashley Kriel by die Universiteit van Wes-Kaapland gehou. Die 20-jarige bevrydingsstryd-ikoon is op 9 Junie 1987 doodgeskiet na hy teruggekeer het nadat hy in die buiteland opleiding vir MK ontvang het. Dit is nou 39 jaar sedert die dood van die 20-jarige revolusionêre aktivis van Bonteheuwel op die Kaapse vlakte. Ashley Kriel word onthou as 'n dapper vryheidsvegter wat reeds as jong seun by burgerlike kwessies in die apartheidstryd betrokke geraak het. Reeds sedert sy laat tienerjare was die karismatiese leier 'n doring in die vlees van die apartheidveiligheidspolisie. Op 20-jarige ouderdom is Kriel by 'n skuilplek in Athlone doodgeskiet nadat hy van MK-opleiding in die buiteland teruggekeer het. Die Waarheid- en Versoeningskommissie het later amnestie toegestaan aan die berugte veiligheidspolisieman Jeff Benzine. Ons is jonge mense in die jonger generasie te laat onthou dat hulle het erfenis in die helde, sodat hulle beter kan wees in hulle self. Verskeie organisasies en individue wil Kriel se nalatenskap bewaar. The work of our liberation is a two-stage approach. The first was attaining political freedom, but the second is about uniting South Africa and creating that national identity that we have. Vanjaar is dit die 4de keer wat die Ashley Kriel gedenklesing plaasvind. Maar daar's baie jong mense in my peergroep wat baie gedoen het sover vir die bewusheid van 'n icon soos Ashley Kriel. En as ek na skole toe gaan soos Modderdaam High School en Bonteheuwel Sekondêre, dan bevind ek myself waar ek jong mense ontmoet wat vir my kan vertel van 'n matriekvraestel waar hulle moes skryf oor Ashley. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die verdedigende Wimbledon-kampioen Jannik Sinner het Novak Djokovic sy jongste poging om sy 25ste Grand Slam titel te wen in die kiem gesmoor. Ons is net hierna terug met die sport en die weer. Bly ingeskakel. Tien dae van sport, vermaak en gemeenskapvieringe tydens die 34ste jaarlikste Nysna Oesterfees in die Wes-Kaap kom die naweek tot 'n einde. Die fees is 'n groot ekonomiese inspuiting gedurende wintermaande en bevoordeel restaurante, verblyfinstansies, kleinhandelaars sowel as toerismeondernemings danksy die aantal mense wat die dorp besoek. Die fees het verlede jaar sowat 41 miljoen rand tot die plaaslike ekonomie bygedra en meer as 1000 tydelike werksgeleenthede geskep. Die organiseerders glo dat vanjaar se fees 'n groter bydrae sal lewer. Die weer was fantasties wat altyd help. Die eerste naweek Nysna was propvol. Jy kon geen plek kry om te slaap en die veld was nie kon nie plek kry om te staan nie. So dis baie goed en 15,000 mense in die dorp. Hulle tot ons akkommodasie was vol. So dit is baie goed vir die winterekonomie. Gesinne kon verskeie aktiwiteite by die fees geniet. So the gel blast is an alternative to paintball for kids. It's done with water orbies. It's very low impact so the kids can run around, have absolute fun shooting themselves and each other. Parents are also welcome to shoot their kids. It's very legal and it's definitely a family activity for everybody.
Die bergfiets en padfietsritte bring vanjaar se sportprogram tot 'n einde. En ons het omtrent dieselfde mense as laas jaar en ons het nuwe wedstryde ingesit. Dis die hardloop en cycle vanoggend. Hulle hardloop verby die Keys. En dit is 'n opstandige plekke om te gaan stap en hardloop en fietsry. Die fees eindig môre waarna die organiseerders in die komende maande met beplanning vir volgende jaar se fees sal begin. Tanya Krause, SAK nuus, Knysna in die Wes-Kaap. En met al daai feesvieringe is dit al vir vanaand. Tot môre aand. Totsiens.